Baie hartlik welkom terug, liewe vriende, by ons reeks oor die heiligdom wat getitel is Eden na Eden. En ons is vandag by ons 4de lesing. Die lesing se titeltjie, Laat julle met God versoen. Kom ons buig net die hoofde. Hemel Vader, ons wil nou u woord oopmaak en nog dieper in hierdie wonderlike waarheid van u woord delf. Die heiligdom, waar u vir ons 'n seun weggebêre het. Skenk dit ook vandag vir ons. Deur u woord en deur u gees is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou, die heiligdom, of kom ek sê die heilige gedeelte van die tabernakel in die heiligdom was afgeskort met 'n gordyn wat die voorhangsel genoem is, wat omtrent die dikte van 'n man se hand was, met ander woorde omtrent so 4 duim. Daai gordyn waar die priester, waar ons laas geëindig het, die bloed wat buite by die brandofferaltaar die sonde versimboliseer van daardie Israeliet, ingedraad in die heilige gedeelte en uiteindelik gaan sprinkel het daar teen hierdie gordyn waar dit daar vir 'n jaar gebêre is, waar dit opgehoop het. Israel se sondes eintlik opgehoop het in die heiligdom. Dit was verlede keer se lesing. Kom ons lees van hierdie gordyn. Eksodus 26:31. Verder moet jy 'n voorhangsel maak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. As kunstige werk moet jy dit maak, met gerubs daarop. So daar was gerubs op die gordyn as sodanig. Jy moet dit ophang aan 4 pilare van akasia hout, wat met goud oorgetrek is, en ook kramme van goud het, en op 4 silwer voetstukke staan. En jy moet die voorhangsel onder die hakies ophang. En bring die ark van getuienis daar, binnekant die voorhangsel. En die voorhangsel moet dan vir julle 'n skeiding maak tussen die heilige en die allerheiligste. Dis wat in Eksodus staan. En dan sluit Hebreërs hierby aan. Hebreërs 9 vers 3. En agter die tweede voorhangsel, die tabernakel, wat genoem word die allerheiligste. Dis wat Hebreërs nie. En dan sê Hebreërs 10 vir ons wat hierdie gordyn, of wie hierdie gordyn verteenwoordig, of versimboliseer. Op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, Christus, en deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Met ander woorde, hierdie voorhangsel is sy vlees. Dit is sy liggaam, dit is sy natuurlike menslike liggaam. Dit verteenwoordig sy aardse menslike liggaam hier op aarde. En daar by hierdie liggaam van Christus het die sonde van Israel gelê. En daar is hulle sonde eintlik bedek deur sy liggaam vir 'n hele volle jaar. Tot op 'n bepaalde dag, die groot versoendag, Yom Kippur. Yom Kippur. Ons lees daarvan in Levitikus 23. Maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag. 'n heilige 4-dag moet dit vir julle wees. Dan moet julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie.
Want dit is 'n versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here, julle God. So eenmal in 'n jaar het slegs die hoërpriester die reg gehad om namens die volk die allerheiligste gedeelte van die heiligdom te betree. Maar daar was 'n sekere seremonie wat eers gedoen moes word. Die Here het met Moses gespreek na die dood van die 2 seuns van Aaron wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het. Sê Levitikus 16, en die Here het met Moses gespreek en vir hom gesê, spreek met jou broer Aaron dat hy nie te enige tyd moet ingaan in die heiligdom nie, daar binnekant die voorhangsel nie, voor die versoendeksel wat op die ark is. Hoekom moet hy nie daar aangaan nie? Sodat hy nie sterwe nie. Want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Hy sê, pas op, moenie laat hy daar ingaan nie, sommer net nie. Want ek is daar. En niemand kan in die teenwoordigheid van God sommer net inkom en bly lewe nie. So hoe moet Aaron nou daar ingaan? Die hoërpriester. Hy sê, hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan. Met 'n jong bul as sondoffer en 'n ram as brandoffer. So, hy moes eers 'n jong bul kry vir die sondeoffer en 'n ram as brandoffer. Vir homself. En hy moes dit offer vir homself, vir sy eie sonde, vir sy eie ongeregtigheid, as hoërpriester. En dan moes hy vir die kinders van Israel, vir die vergadering van Israel, moet hy 2 bokramme as sondoffer neem, en 1 ram as 'n brandoffer. 2 bokramme. Hy sê, en dan moet Aaron die sondofferbul, wat vir hom bedoel was, aanbring, en vir hom en vir sy huis versoening doen. So dit is net vir die hoërpriester en vir sy huis. En dan moet hy die 2 bokke neem, voor die aangesig van die Here by die ingang, en hulle daar by die ingang van die tent, moet hy hulle neersit. En dan moet hy oor hierdie 2 bokke die lot werp. 1 lot vir die Here, en 1 vir Azazel. 1 bok vir die Here, 1 vir Azazel. Die Satan se bok. En dan moet Aaron die bok aanbring, waar die lot vir die Here opgekom het. En hy moet hom as sondoffer berei. So daardie bok moet doodgemaak word. Daardie bok se bloed moet vloei, die Here se bok. Hy moet doodgemaak word. Maar die ander bok, die bok vir Azazel, moet lewendig gehou word voor die aangesig van die Here. Om oor hom versoening te bewerk deur hom vir Azazel in die woestyn in te stuur. En dan moet hy die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel. En voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger die bloed sprinkel. Dis nou die bul wat hy vir homself en vir sy gesin geoffer het. En as hy dit gedoen het, dan moet hy die sondofferbok slag, wat vir die volk bedoel was. En hy moet sy bloed binnekant in die voorhangsel bring, en met sy bloed doen hy, soos hy met die bloed van die bul gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel, voor die versoendeksel, ook 7 maal. Op die bok, wat hy vir die volk moet slag. Dis die een wat moet sterwe, en hy moet dit gaan sprinkel. Vers 16 sê, en so moet hy dan vir die heiligdom versoening doen vanweë die onreinheid van die kinders van Israel, en vanweë hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. Dit is nie pragtig nie.
Hy moet versoening doen, hier dan eenmal in 'n jaar. Wat hulle sondes ook al hierdie jaar mag gewees het. So moet hy dit ook doen vir die tent van samekoms, wat by hulle is, te midde van die onreinheid waarin hulle woon. Met ander woorde, die hele heiligdom word dan op hierdie wyse gereinig, skoongemaak van skuld, skoongemaak van sonde van die volk. Dis nou agter die gordyn. Agter die voorhangsel was die allerheiligste plek, waar daar die simboliese versoeningsdiens en die reiniging van die heiligdom verrig is. In hierdie afdeling is die goddelike teenwoordigheid geopenbaar in 'n wolk van heerlikheid tussen daardie twee gerubs. En dan het hy uitgekom, nadat hy daar gesprinkel het 7 maal, versoening bewerkstellig, die heiligdom gereinig het. En as jy dit raak sien, my broer en suster, hoop ek het jy raak gesien dat die woord vergifnis nie hier gebruik word nie. Om die waarheid te sê, jy kan hierdie hele gedeelte deurlees en daar word nie 'n enkele woord oor vergifnis gepraat nie. Hier word gepraat van versoening. Versoening wat iets heel anders is. Vergifnis het reeds lankal daar buite by die brandofferaltaar het dit plaasgevind. Maar hy kom uit en hy smeer daai bloed weer aan al daardie artikels. Op hierdie dag word nie die sondes van Israel vergewe nie. Op hierdie dag versoen God met sy volk. Op hierdie dag word die skuld van hierdie sondes geoordeel en word die skuld van die rekord van hierdie sondes uitgewis. En hy reinig dan die hele heiligdom, al die artikels. En so reinig hy die heiligdom, maak hy hom skoon. En dan eers, as hy die brandofferaltaar en alles genoem het, staan daar in Levitikus 16, en as hy die versoening van die heiligdom en die tent van samekoms en die altaar voleindig het, dan moet hy die lewendige bok laat aankom. So die een wat lewendig hou is nie daar binne nie, hy's buitekant. Hy staan buitekant en wag. Eers wanneer hy die heiligdom gereinig het, het hy gesê, bring daai lewendige bok, die bok van Azazel. Bring hom nader. En wat het hy met daai bok gedoen? En Aaron moet sy 2 hande op die kop van die lewendige bok lê. En oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel. En al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet die op die kop van die bok lê. En hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. Met ander woorde, Aaron vat nou daardie skuld van daai jaar se sonde en hy plaas dit op hierdie bok. En hy sit daai bok neer en 'n man staan gereed om daai bok te vat. So moet die bok dan op hom al hulle ongeregtighede na 'n woeste land wegdra. En hy moet die bok in die woestyn los. Hy moet die bok in die woestyn los. Nou sê hulle dat daar waar daai man daai bok gevat het 3, 4, 5 ander manne stelling ingeneem daar in die woestyn op verskillende plekke, soos wat hy gestap het, om seker te maak dat hierdie bok ver genoeg van die kamp af daar in die woestyn gelos word. Dat hierdie man nie te vinnig omdraai nie. Dat hulle seker maak daai bok vrek daar in die woestyn. En daai bok kom nooit weer naby die kamp nie.
Nou, my broer en my suster, ek moet nou eerlik met u wees vandag. Hierdie deel van die verlossingsplan het ek nooit verstaan nie. Want hierdie deel van die verlossingsplan waar die bok in die woestyn ingejaag word, sal ons 'n bietjie later weer na toe terugkom. Hoekom het ek hierdie deel nie verstaan nie? Van die heiligdom nie. Die reiniging van die heiligdom nie. Omdat ek 'n sekere profesie in die boek Daniël, wat in Daniël 8 en 9 beskrywe word, nie verstaan het nie. Ek verwys na 'n besondere profesie, die sogenaamde 2300 aande en môres profesie. Nou waaroor gaan dit? Waaroor gaan dit? Ek gaan hierdie profesie baie kort vandag met u behandel. Daar is 'n ander reeks van my ook beskikbaar, wat getitel is, Gee my die Bybel, net die Bybel. En in daardie reeks word hierdie spesifieke onderwerp in 2 volle lesings hanteer. So as u vandag nou miskien 'n bietjie voel, ek het u verloor, moenie daaroor bekommerd wees nie. Ga net terug en kyk of u nie tog maar dit kan verstaan, of miskien daardie reeks in die hande kan kry nie. Kom ons lees. Wat staan daar in Daniël 8 vers 1? In die 3de jaar van die regering van koning Belsasar het aan my Daniël 'n gesig verskyn, na die een wat die vorige keer aan my verskyn het. Nou, na watter visioen verwys Daniël hier in Daniël 8? Hy verwys na die visioen in Daniël 7 wat hy gehad het. Nou, wat was die visioen in Daniël 7? Dit is die visioen van die klein horingkie. Die visioen van die anti-kris. Die anti-christelike mag aan die einde van die dae. En die klein horingkie in Openbaring 13 verwys na 'n spesifieke godsdienstige politieke mag wat aan die einde van die dae die anti-christelike mag sou word. En Daniël sien in daai visioen in Daniël 7 sien hy hoe hierdie klein horingkie die heiligdom van God gaan vertrap deur die eeue. En dan word hy eintlik siek. Daar staan hy was vir 2 weke in die bed. Hy kon nie verstaan wat dit is nie. Hy kon nie begryp wat gaan hier aan nie. En daar het 'n vraag by hom opgekom. Hoe lank gaan hierdie gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid? Hoe lank sal die heiligdom aan vertrapping oorgegee word? Want dit het hom verskriklik ontstel. Hoe lank gaan die heiligdom aan vertrapping oorgegee word? En dan kry hy die antwoord. Hy kry die antwoord. En die engel het vir my gesê, 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit? Sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Daniël het nie verstaan wat die engel sê nie. Hy het ook nie die betekenis dadelik gekry nie. As jy na die geskiedenis gaan kyk, en sien jy eers 14 jaar daarna, kom die engel Gabriël weer na hom toe. En hy gee vir hom die verklaring van hierdie visioen, van hierdie 2300 aande en môres profesie. En dan kry Daniël 'n antwoord. Nou wat beteken dit dat die heiligdom in sy regte staat herstel moet word? In ons Afrikaans is dit moeilik om te verstaan. Wat beteken dit as ek vir jou sê die heiligdom word in sy regte staat herstel? Nou eintlik moet 'n mens na die oorspronklike Grieks toe gaan om die werklike betekenis te kry, maar ek dink
Die King James vertaling is baie naby aan dit wat die Grieks wil sê. Then the sanctuary will be cleansed. Wat beteken dit? Dis maklik om te vertaal. Die heiligdom sal gereinig word. Die heiligdom sal skoon gemaak word. Nou dis 'n profesie in Daniël, in die boek Daniël. 2300 aandes en môres, dan sal die heiligdom gereinig word. En vir my het dit niks beteken nie, my broer en suster, want Daniël self was in my denke nie werklik 'n profeet wat vir 'n langer tydperk geprofeteer het as sy eie tydperk. Totdat ek in Matteus 25 raak gelees het waar Jesus sê vir sy disippels, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting sien staan in die heiligdom waarvan die profeet Daniël gepraat het, staan stil en let op. Met ander woorde, Jesus staan in die jaar 30 en waarna verwys hy? Hy verwys na Jerusalem wat verwoes gaan word. Die gruwel van verwoesting daar. En hy staan hier en hy sê, onthou, as julle dit sien, en julle sien dit daarna, en julle sien hoe word die heiligdom vertrap daarna deur die eeue, gaan staan stil en gaan luister wat dit Daniël gesê. Met ander woorde, as Jesus Daniël as 'n profeet erken, my broer en my suster, wie en watter professor of watter kerk wat vir my kom sê Daniël is nie 'n profeet nie? Hoekom sê ek dit? Omdat ons die boek Daniël vir 7 jaar op universiteit nooit oopgemaak het nie. Omdat ons die boek Openbaring vir 7 jaar op universiteit nooit oopgemaak het nie. Daarom sê ek dit vir u. En daarom was hierdie profesie die profesie wat vir my een aand 3:30 soos 'n 4-pond hamer teen die kop geslaan het. Net om te dink dat hierdie merkwaardige, ongelooflike profesie in die Bybel kan wees. Hoekom is dit nooit met ons hanteer nie? Hoekom het iemand dit nog nooit vir my gesê nie? Hoekom moet ek dit nou hoor? Hoekom moet ek 60 jaar oud word voordat ek dit hoor? Want hier kom die Here en hy gee vir Daniël die presiese profesie oor die Messias. Die Messias wat gaan kom, die lam van God wat geslag gaan word. 'n Gedeelte van hierdie profesie spel vir ons presies daardie messiaanse profesie uit. En luister nou mooi, beweeg nou saam met my. En ek hoop jy kry hoendervleis terwyl jy dit doen, want dis wat met my gebeur het. En aan die einde daarvan het ek aan die huil gegaan soos 'n kind. Om te dink, maar die Here het nog al die tyd in sy woord vir sy volk al die antwoorde gegee. Hy het selfs vir hulle gesê presies wat die datum gaan wees van Christus se koms. Nou kom ons begin. Hy praat van 2300 aandes en môres, dis 'n profesie, met ander woorde is 'n tydsprofesie. Nou, dan as jy 'n tydsprofesie het, moet daar 'n beginpunt wees. Jy moet tog 'n begindatum hê, anders dan maak dit mos nou geen sin nie. Nou wat is die begindatum van hierdie profesie? Waar kry ons dit? Nou ons glo nie aan private interpretasie nie. En daarom is die ander reeks wat ek van praat, gee my die Bybel en net die Bybel. As die Bybel nie die antwoord het nie, dan het ons nie 'n antwoord nie. So die Bybel moet vir ons die begindatum van hierdie profesie gee. Doen hy dit? Ja, hy doen. Kom ons lees, Daniël 9 vers 25. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou. Tot op 'n gesalfde. Sien jy daai gesalfde met 'n hoofletter daar? Tot op 'n gesalfde. 'n Vors is, dan gaan die vers aan. Maar hier kom die engel en hy gee vir Gabriël gee vir Daniël die begindatum. Wat is dit? Die woord wat moet uitgaan dat Jerusalem herstel en opgebou moet word. Nou was daar so 'n woord. Wat sê die Bybel? Kom ons lees in Esra 7 vers 12. Artasasta, wie hy is die koning? Die koning van die konings. Hy skryf 'n brief aan die priester Esra.
skrifgeleerde in die wet van God en van die hemel. En dan begin hy sy brief so, hy sê, volkome vrede vir jou. En dan sê hy, deur my is bevel gegee, dat elkeen van die volk van Israel en van sy priesters en leviete, wat in my koninkryk gewillig is om na Jerusalem te trek, nou saam met jou mag trek. As jy daai hele gedeelte gaan lees, dan sien jy eintlik, hy sê vir Esra, luister, want daar is 2 of 3 dekrete daar, maar is onvolledig, maar hierdie een is so volledig. Hy sê vir hom, presies, hy sê, luister, vat jou kinders, vat jou vrouens, vat jou beeste, vat jou skape, vat alles, vat julle besittings, vat die leviete en die priesters, gaan terug Jerusalem toe, gaan herbou Jerusalem. Vandag gee ek vir julle daardie bevel. Nou wat sê die geskiedenis, wat was daai datum? Dit was 457 voor Christus. Bevestig. 457. So dis ons begindatum vir hierdie profesie. Maar nou is daar 'n ander beginsel in profesie wat ons net vinnig na mekaar moet kyk. Die sogenaamde dag-jaar beginsel. En meeste kommentators stem daarmee ooreen, dat wanneer daar in profetiese taal van 'n dag gepraat word, dan bedoel die Bybel eintlik 'n jaar. Nou waar kry ons dit? Suig ons dit nou uit ons duime uit? Nee, kom ons lees, Numeri 14:34. Volgens die getal dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, moet julle julle ongeregtighede verdra. 40 jaar lank. So hoe lank was Israel in die woestyn? 40 dae. Hoe lank was hulle regtig daar? 40 jaar. En daar is nog 'n plek. En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy vir die tweede keer op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda daar dra 40 dae lank. Vir elke jaar lê ek jou 1 dag op. So daar is die Bybel duidelik. As hy in profesie praat, dan beteken dit 40 jaar. Met ander woorde, hierdie 2200 aande en môres, wat is 'n aand en 'n môre? Is 'n dag. 2300 dae is eintlik 2300 jaar. 2300 jaar. Nou, 2300 jaar. Kom ons begin 'n bietjie nader kyk. Om dit net vir ons makliker te maak, behalwe vir die dag-jaar beginsel, sal jy sien dat hierdie 2300 jaar is eintlik in 2 groot tydperke opgedeel. Die een is 490 jaar. Eerste 490 jaar, en dan bly daar 1810 jaar oor, dan maak dit die 2300 vol. Kom ons kyk net vinnig na hierdie eerste 490 dae of 490 jaar, want dis die messiaanse profesie binne in Daniël, en ek moet hom hanteer voordat ek by die einde kom, anders gaan ek nie my werk doen nie. Nou, in hierdie profesie gaan daar gepraat word van 'n week. Nou wat is 'n week? 'n week is 7 dae. Is 7 jaar profeties. Hier gaan gepraat word van 7 weke. Hoeveel is dit? 49 dae is 49 jaar. Hier gaan ook gepraat word van 62 weke. Nou wat is dit? Dis 434 dae, met ander woorde 434 jaar. En dan gaan daar gepraat word van 70 weke. Hoeveel is dit? Dis 490 dae, is 490 jaar. En dan moet ons net onthou dat ons met 'n tydperk voor Christus en 'n tydperk na Christus te doen het. So as jy voor Christus is en jy tel by, dan trek jy eintlik af. Is dit nie? Dan oor as jy by 500 voor Christus is en jy tel 100 jaar by, dan kom jy nie by 600 voor Christus uit nie, jy kom by 400 voor Christus uit. Onthou net daardie beginsel terwyl ons daarna kyk. Kom ons kyk hierso. Hier kom Gabriël nou na 14 jaar. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek uitgeput van vermoeienis. Hy was siek geweest. Die vorige keer, 14 jaar terug, want hy kry weer daai selfe visioen van hierdie klein horingkie wat die heiligdom gaan vertrap. 14 jaar terug in die gesig gesien het, kom hy na my toe omtrent die tyd van die aandspysoffer. Omtrent daai tyd, en
En hy het vir my onderrig en vir my gespreek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. Ek het nou gekom om jou te kom help. By die begin van jou smekinge het 'n woord uitgegaan, ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Gee dan nou ag op hierdie woord en verstaan nou hierdie gesig. Ek kom nou om hierdie gesig aan jou te kom verduidelik. Hy sê, 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Wie is Daniel se volk? Israel. Wat sê Gabriël vir hom? 70 sewetalle, 70 weke, 490 dae, 490 jaar, Daniel, is afgesny uit hierdie 2300 vir jou volk. Dis die tyd wat God met jou volk, met Israel, 'n baie spesiale verhouding gaan hê. 490 jaar lank. 70 sewetalle. 490. En dan gaan hy aan. Hy sê, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op 'n gesalfde, met 'n hoofletter, 'n vors, is wat? Is 7 sewetalle en 62 sewetalle lank. Dan sal dit herstel en opgebou word. 7 sewetalle. 7 sewetalle tot op die herstel van Jerusalem. Nog 62 sewetalle daarby tot op 'n gesalfde. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word. Sê vers 26. Wanneer daai 7 verby is en die 62 verby is, met ander woorde 69 verby is, gaan die gesalfde uitgeroei word. Na 69 weke. En dan gaan hy 1 week lank, want dit is nou 69 weke, maar hier is 'n 70 weke profesie. Hier bly 'n week oor. Hy gaan 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van daai week sal hy wat doen? Sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Daar's die visioen. Dis die Here visioen wat Daniel gesien het. So kom ons begin nou vandag voor. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou is 7 sewetalle. Wat is 7 sewetalle? Is 7 weke, is 49 dae, is 49 jaar. Wat is ons begindatum? Ons begindatum is 457. Wat moet ons nou doen? Ons moet nou 49 jaar moet ons nou daar bytel. Waar kom jy uit? Jy trek af, jy's voor Christus. Waar kom jy uit? Jy kom uit by 408 voor Christus. Wat het in 408 voor Christus gebeur? Die herstelwerk is voltooi. Die geskiedenis sê vir ons die herstelwerk is voltooi in daai 49ste jaar. Is dit nie wonderlik hoe presies die Here in sy woord kan wees nie? So hierdie stukkie van hierdie profesie is presies korrek. In die kol. Maar nou gaan hy aan. Hy sê, nou moet jy weet en verstaan, van daai uitgang af is 7 sewetalle en 62 sewetalle lank, tot op 'n gesalfde. Nou daai woordjie en daar, in die oorspronklike beteken eintlik plus. 7 sewetalle plus 62 sewetalle tot op 'n gesalfde, met ander woorde 69 sewetalle. Die 60 is 437. Kom ons maak die sommetjie. Jy kan hom op een van 2 maniere maak. Die eerste 49 jaar tot by 408. En nou sit jy nog 62 daarby, is 434 jaar, of jy kan hom die volle 69 weke vat. Waar kom jy uit? Jy kom uit by 27 na Christus. 27 na Christus. Wat het in 27 na Christus gebeur? Jesus word gedoop deur Johannes in die Jordaan. 69 weke tot op 'n gesalfde. Is dit nie merkwaardig nie? Die Here het vir Israel presies gesê wanneer Jesus gedoop gaan word. Tot op 'n gesalfde. Daar het sy werk begin.
Dis natuurlik 'n 70 weke profesie en ons het nou na 69 van hierdie weke gekyk. Daar bly nou nog 1 week oor. 1 week. Nou wat het die Bybel te sê daaroor? Vers 29. Hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Nou, hoe lank is 'n week? 'n week is 7 dae, 7 jaar. Wat is die helfte van 7? 3,5 jaar. So tel nou 3,5 jaar by 27 na Christus. 31 na Christus. Wat het in 31 na Christus gebeur? In die helfte van die week. Die kruisiging. Die kruisiging. Wat staan daar met betrekking tot die helfte van die week? Gedurende die helfte week van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Wat het gebeur die dag toe Christus daar sterwe aan die kruis? Toe hy sy laaste asem uitblaas, sê die Bybel, het daar 'n aardbewing gekom en die voorhangsel van die tempel, daai gordyn waarvan ons net nou gepraat het, daai gordyn wat 4 duim dik was, het van bo na onder oopgeskeur. En die gewone mens kon inkyk in die allerheiligste in, daar waar God alleen is, en daar waar die Here gesê het, hier kan niemand inkom sonder om te sterwe nie. Kon die gewone persoon inkyk in die allerheiligste in. En dit was die tyd van die aandoffer. Die priesters was besig om die lammetjies voor te berei vir die aandoffer. En die lammetjies hardloop by die tempel uit. En die mes val uit die priester se hande uit. Hoekom? Hoekom? Want die lam van God is so pas geslag. Die lam van God is so pas geslag. Spysoffer en slagoffer is verby. Ons hoef nie meer te offer nie. Ons gaan nou deur die lam van God na die Vader toe. Is dit nie merkwaardig nie? Vir my is dit die merkwaardigste profesie in die Bybel. Met ander woorde, dit sê vir my die Israeliete behoort te geweet het. Of minstens die leiers, die fariseërs en die skrifgeleerdes behoort dit te geweet het. As hulle Daniël 8 en 9 bestudeer het. Maar jy sien, hulle het 'n valse evangelie vir hulle mense verkondig. En daar was mense wat geweet het, daar was mense wat hierdie profesie geken het. Want hulle kom en hulle kom vra, wat kom vra hulle? Waar is die Messias wat gebore moet word? Hoe het hulle dit geweet? Hoe het hulle dit geweet? Want hulle het die profesie geken. Hulle het die profesie geken. Die presiese datum van Christus se kruisiging word in Daniël, deur Gabriël, in 'n visioen vir Daniël gegee. En nooit het iemand dit vir my gewys nie. Ek het dit nooit geweet nie. Nou, bly dan natuurlik vir die 70 jaar nou nog 3,5 jaar oor, né? So wat ons moet bytel. Wat het hy oor daai 3,5 jaar gesê? Waar kom jy dan uit? Jy kom uit by 34 na Christus. 34 na Christus. Wat het in 34 na Christus gebeur? Hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God eers aan julle verkondig moet word. Julle as Jode moet dit eers hoor, maar terwyl julle nou ongehoorsaam is, aangesien julle dit egter verwerp het, julle die ewige lewe nie waardig nie, kyk, ons wend ons nou na die heidene, ons gaan nou na die heidene toe, want julle wil nie luister na hierdie evangelie nie. Met ander woorde, daardie spesiale verhouding wat God met Israel gehad het, het gestop. En Jesus het duidelik gewaarsku in Matteus gesê, hierdie evangelie gaan verander gegee word, van julle weggeneem word. 34 na Christus, eindig die 490 dae profesie.
Die tyd vir Israel, die tyd vir die Jode. Maar nou is dit 'n 2300 dae profesie. Nie net 490 nie. En tel jy nou die res by, is 1810 jaar, waar kom jy nou uit? Waar kom jy nou uit? By 1844. 1844. Nou, dit was vir my 'n teleurstelling. Ek moet vir u sê. Ek kon my nie indink dat Daniël reeds in sy profesie 'n profesie kon hê wat vir ons vat tot hier by ons nie. Kan dit waar wees? Dit klink te goed om waar te wees. Maar jy sien my broer en suster, niks is te goed om waar te wees wanneer jy met die lewende God te doen het nie. Onthou dit asseblief in jou eie lewe ook. Niks is te goed om waar te wees wanneer jy met die lewende God te doen het. Jy tel by en jy kom by 1844. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Wel, as jy die boek Daniël self lees, dan is dit seker die vervulling van 'n profesie binne in Daniël. Wat het in 1844 gebeur? Daniël 12 sluit af. Hy sê, en jy Daniël, hou hierdie woorde geheim en verseël die boek. Verseël hierdie boek, maak hom toe. Dit gaan 'n toeboek wees. Wanneer? Tot die tyd van die einde toe. Sal Daniël 'n toeboek wees. Baie sal dit deursoek en kennis sal vermeerder. Iewers gaan hierdie boek oopgaan. Wanneer? Die tyd van die einde. Die tyd van die einde. Nou, hy het ook vir hom gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde. Kan ek vir 'n stukkie kerkgeskiedenis met u deel? Hier rondom die 1800s, net tot die 1800s begin, is daar in die protestantse wêreld, was daar 'n onverklaarbare, interdenominale, onafhanklike studie oor die boek Daniël. Daniël. Wat nog nooit tevore in die geskiedenis plaasgevind het nie. Die hele protestantse wêreld was op al die kontinente, in Europa, in Noord-Amerika, in Suid-Amerika, in Afrika, besig. Baptiste, Methodiste, Anglikane, Hervormers, Lutherane, selfs Rooms-Katolieke in Suid-Amerika. Almal was besig met die studie oor die boek Daniël. En dis al wat 'n mens kan dink, dat daardie teks in Daniël nou in vervulling gegaan het. En in hulle studie het hulle almal gekom by hierdie besondere teks, hierdie ene, en hy het vir my gesê 2300 aandes en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Wat kan dit beteken? Wat kan die heiligdom in sy regte staat herstel word? Die Engelse sê, the sanctuary will be cleansed. Die heiligdom sal gereinig word. Wat kan dit beteken? Wat kan dit beteken? Hulle begin studeer, en hulle doen presies dieselfde studies wat ek en jy gedoen het. Hulle kry hierdie datum, in Daniël 9 vers 25. Hulle gaan kyk in die geskiedenis, en hulle sien dit is 457 voor Christus. Hulle tel dit by, en hulle kom uit by 1844. Maar nou die probleem is, hulle leef in daardie tyd. Hulle leef hier in die 1830s. Leef hulle. En hulle besef ewe skielik, maar hier lê iets reg voor ons. Wat kan dit beteken? Die heiligdom gaan gereinig word. Wat is die heiligdom? En daardie protestante van al die kerke besluit eintlik saam dat die heiligdom, as jy die studie doen, wat kan dit beteken? Hierdie profesie was so perfek reg. Die eerste 49 jaar, die volgende 62 jaar, daai een week, die middel van die week, die doop, die kruisiging, dis deel van die 2300 aandes en môres. So dit was perfek reg, so 1844 moet reg wees. Wat gaan in 1844 gebeur? As die heiligdom gereinig moet word, en daar kom die spontane besluit deur daardie kerke dwars oor die wêreld, dat dit niks anders as die aarde kan wees nie. Die heiligdom is die aarde. En die aarde moet skoongemaak word. Die aarde moet gereinig word. Met ander woorde, dis die wederkoms.
Christus gaan weer kom in 1844 en hulle begin preek op al die kontinente, in al die kerke. Soos ek gesê het, baptiste, methodiste, hervormers, luterane, anglikane, begin almal preek. Wat preek? Dat Jesus gaan in 1844 kom. En toe kom 1844 en Jesus kom nie. Hy kom nie. En jy lees in die geskiedenis van hierdie bittere, verskriklike teleurstelling. Jy kan dit amper nie verwoord nie. Mense het hulle geloof eenvoudig by die deur uitgegooi. Mense het hulle Bybels weggegooi. Mense het in hulle duisende die kerke verlaat. Hulle wou net nie voortgaan met hierdie. Hulle het so, hierdie boodskap was so soet. En toe hierdie bittere teleurstelling. So bitter geword. Maar nou sê die geskiedenis vir ons, daar het 'n klein groepie oorgebly. Hulle ongeveer 100 mense, wat besluit het, maar kyk, hierdie profesie was so perfek, hy was in sy detail so perfek, 1844 moet reg wees. Ons het 'n fout gemaak in ons interpretasie daarvan dat dit die wederkoms is. Nou as dit nie die wederkoms is nie, wat is dit? Kom ons gaan studeer, en hulle begin om weer te studeer. En hulle begin, waar kom hulle uit? Hulle kom uit by Openbaring 10. Nou as jy nou Openbaring 10 gaan kyk, sal jy sien, daar staan die klein boekie. En hulle begin lees, en ek het 'n ander engel, sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, sy voete soos die pilare van vuur, en hy het in sy hand 'n geopende boekie gehad. 'n Geopende boekie. Wat beteken die woord geopend? Beteken dat hierdie boekie was een of ander tyd toe. En hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. Wat beteken dit? Dit beteken hierdie boodskap van hierdie engel moet oor die hele wêreld gaan. Hy staan met sy een voet op die see en die ander een op die land. Vers 3, en hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. Wanneer het jy laas 'n leeu hoor brul? Veral daar in die wildtuin. Wat gebeur wanneer 'n leeu brul? Doodse stilte. Die hele veld is stil. Nie eens die krieke beweeg nie. Hoekom? Want die leeu het gebrul. Hier is krag in hierdie boodskap van God uit die hemel. Die hele wêreld moet dit hoor. Soos 'n leeu wat brul. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê, gaan neem daar die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en die land staan. En ek het gegaan en ek het vir hom gesê, gee my daai boekie. En toe sê hy vir my, neem dit, eet dit op. Dit sal bitter wees in jou maag, dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Ek neem toe die boekie uit die hand van die engel, ek eet dit op en in my mond was dit soet soos heuning. Maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. Dis vers 10. En toe lees hulle, daai groepie lees hulle vers 11. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer. Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Nou wat gaan hier aan? Watter boekie word hiervan gepraat? 'n Klein boekie. 'n Boekie van profesie. 'n Boekie wat toe was en nou oop is. Nou my broer en suster, die Bybel het 66 boeke. Watter boek is dit? Watter boek? Daar's net een boek. Dis die boek Daniël. Die klein boekie is, daar's net 12 hoofstukke. Dis 'n boek van profesie. In hoofstuk 12 staan daar, die boek was eers toe. Die boek was eers toe. So net Daniël pas hierin. En hierdie groepie mense besef ewe skielik, weet julle wat?
Openbaring 10 praat van ons geslag wat hier in die 1830s woon en bly en leef. Ons is die geslag van Openbaring 10, want ons het hierdie boodskap gehad wat so soet was in die mond van die wederkoms van Christus. En toe hy nie kom nie, toe was dit so bitter in die maag. En dan lees jy in die kerkgeskiedenis hoe hulle daar verlate gesit het en nie geweet het watter kant toe nie geweet het hoe moet hulle voortgaan met hulle Bybelstudie nie. En iemand daar sê vir hulle in die groep, weet julle wat? Dis hoofstuk 10 vers 11. Jy moet weer profeteer. Waaroor moet ons nou weer profeteer? Ons het nou net geprofeteer en dit het nie waar geword nie. Jy moet weer profeteer. Waaroor? Maar dis die einde van hoofstuk 10. En iemand sê, weet julle wat? Die oorspronklike Grieks het nie kommas en punte of hoofstukke of paragrawe gehad nie. Jy weet dit, né? Dis baie jare later deur die Bybelvertalers in die vertaling ingevoeg. Die oorspronklike Grieks was een lang geskrif. En iemand daar sê, kom ons lees verder. Nou as jy verder gaan lees, wat is die volgende vers? Die volgende vers is, na hierdie ene, jy moet weer profeteer, is die volgende vers, hoofstuk 11, vers 1. Wat staan daar? En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God. Gaan meet die tempel van God. Nou wat doen jy as jy ding meet? Jy bestudeer hom. Gaan meet die tempel van God. Daar is jou antwoord. Daar lê die antwoord op jou teleurstelling. In die tempel, in die heiligdom gaan jy al jou antwoorde kry. Gaan bestudeer die heiligdom. En daar sit hierdie kinders van die hervorming en hulle besluit nou maar, hoe nou? Ons het nog nooit van die heiligdom gehoor nie. Want ons het dit nog nooit bestudeer nie. Hoe bestudeer ons nou die heiligdom? Waarheen gaan jy? Wel, ons sal seker na Levitikus toe gaan, en ons sal na die boek Hebreërs toe moet gaan. En dis presies wat hulle gedoen, en hulle ontdek die tabernakel. Hulle ontdek die heiligdom soos wat ons dit nou tot hier toe moet hanteer het. Hulle ontdek die brandofferaltaar, die heilige, hulle ontdek daai gordyn wat Christus voorstel. Hulle ontdek die hele waarheid tot hiertoe wat ons met die hanteer het, en hulle besef dat die verlossingsplan het nie daar buite by die brandofferaltaar geëindig nie, maar dat die pad van heiligmaking daar plaasgevind het. En dat ons eintlik op pad na die verheerliking toe is, dat Christus eintlik besig is om homself reg te maak, om terug te kom na sy kinders toe. Want jy sien in Calvinisme en Protestantisme waar ek uitkom, beweeg ons direk van vergifnis sommer na verheerliking toe by tye. En hulle lees verder in Openbaring 11, vers 19. Hulle lees daai hoofstuk verder. En wat staan daar? En die tempel van God het in die hemel oopgegaan. En sy verbondsark is in sy tempel gesien. Nou waar het die verbondsark gestaan? Op die aarde. In die allerheiligste. Die priester het die bloed van die lam wat geslag is in die heiligdom ingeneem, dit daar voor die voorhangsel gesprinkel, wat beteken dat die sonde wel daar buite by die brandofferaltaar vergewe is, maar nog nie vergeet is nie. Die rekord van die sonde is oorgedra. Eenmaal per jaar was die groot versoendag, die 2 bokke wat ingebring is, die bok van God wat gedood is, die bok van Satan wat lewendig gebly het, en God wat versoening kom doen met sy volk. En nou staan hier, die tempel van God het in die hemel oopgegaan. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Want dit is wat hy sien. Johannes sien die tempel wat oopgaan. Maar hy sien nie net die tempel nie, hy sien die verbondsark van God in die tempel. Hy sien die allerheiligste
gedeelte in die tempel. En hulle besef dat 1844 het 'n betekenis. Wat is daai betekenis? En hulle begin lees, Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Die hoofsaak van wat ons nou gesê het is dit, ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Is dit nie wonderlik nie? Die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. So die tabernakel hier op aarde was 'n skaduwee van dit wat die Here self in die hemel het. Vers 8 sê, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as wat die eerste tabernakel nog standhou nie. Met ander woorde, solank as wat die eerste tabernakel nog hier op die aarde is, solank kan die een in die hemel nog nie oopgaan nie. En dan in vers 11, hierdie pragtige vers. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. So wat het in 1844 gebeur? Christus het opgevaar na die hemel. Hy het die hoëpriester geword en die middelaar tussen ons en God, van die hemelvaart af, tot by 1844. En in 1844 het daar 'n nuwe dimensie in sy hoëpriesterskap ingetree en het die groot versoendag van die aardse heiligdom begin. Die hoëpriester wat inbeweeg het in die allerheiligste en die sonde van die volk wat ondersoek word en die sonde van die volk wat nou op een of ander tyd die rekord van uitgewis moet word, wanneer daai sonde op die bok van Azazel geplaas word. Met ander woorde, my broer en suster, ons leef in die tydperk waarin die rekord van almal wat hulle self gelowiges noem, nagegaan word. Met ander woorde, ons leef in die tydperk waarin die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het met die bloed van die bok van God, om versoening te bewerk vir die volk. So het Christus met sy eie bloed daarin gegaan. Ek dink, dit is nou duidelik vir ons almal waar ons vandag leef. Ons leef na 1844. Ons is nie meer daar buite by die brandofferaltaar nie. Die lam is vir ons geslag. Ons het vergifnis ontvang. Nou maak ons gereed vir sy wederkoms. Nou is dit nog genadetyd vir hierdie wêreld. Maar nou is die ondersoekende oordeel aan die gang. En uiteindelik sluit daar die genade deur. En Christus staan op en hy sê, dit is verby. Daar aan die kruis het hy 3 woorde geuiter, dit is volbring.
Wat is volbring? Versoening, verlossing, vergifnis. My bloed, die verlossingsplan. Hier is hy. Vat hom, verniet. Hy is joune. Hier is die kleed. Hier is my bloed. Dit is volbring. Toe hy sy laaste asem uitblaas en as lam van God daar sterwe. Maar daar kom 'n dag, my broer en suster, wat hy nie gaan sê dis volbring nie, maar hy gaan sê dis verby. Genade tyd is verby. Elke een op die aarde het sy besluit gemaak. Of hy vir ewig wil lewe en of hy vir ewig die dood wil aangaan. Elkeen het 'n keuse gemaak vir of teen Christus. Want van die begin af is hier hierdie groot stryd tussen Satan en Christus. En Satan wat alles in sy vermoë doen om die kind van God onder sy beheer te kry. En Christus wat pleit en by jou deur van jou hart staan en sê, kom na my toe. Maak die deur oop, laat ek inkom, laat ek saam met jou eet, laat ek saam met jou lewe. Gee geleentheid dat my gees in jou kom woon. Voor 1844 was die kerk nog in die binnehof, by die offers. En aan die heilige. Die tyd van regverdigmaking en heiligmaking. Maar nou, na 1844 is die ondersoekende oordeel. So regverdigmaking is die werk van 'n oomblik, heiligmaking is die werk van 'n leeftyd. Regverdigmaking vloei in heiligmaking in. Heiligmaking vloei in verheerliking in die allerheiligste, by die wederkoms. Regverdigmaking is jou paspoort na die heilige. Heiligmaking is jou paspoort na die allerheiligste. Regverdigmaking is jou kaartjie na die hemel. Heiligmaking is jou voorbereiding en jou fiksheid vir die hemel. Nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Openbaring 22:12 sê hy, kyk, ek kom gou, my loon is by my om elkeen te vergeld volgens wat sy werk sal wees. Nou as sy loon by hom is as hy kom, my broer en my suster, dan is die oordeel mos verby. Dis mos net logies. Die oordeel moet verby wees wanneer hy kom. Kan ek vir u sê dat die Satan haat hierdie boodskap. Hy haat hierdie boodskap oor die heiligdom wat u so ver gehoor het. Hoekom sê ek so? Weet jy hoekom? Omdat hy die verlossingsplan beter ken as die grootste gedeelte van die Christendom. Hy was daar toe die eerste tabernakel in gebruik was. Hy weet presies waar pas hy in hierdie verlossingsplan. Hy weet wat sy einde gaan wees. Want die heiligdom speel homself uit. En daarom moes hy deur die eeue 'n verwronge, goedkoop, genade, verlossingsboodskap vestig in die Christendom. En hy het dit reg gekry. 'n Verlossingsboodskap wat daar buite by die brandofferaltaar eindig. Genade en genade alleen. Hy was ook daar toe die kinders van die Here in die 1800s sien hoe gaan Daniël voor hulle oop. En die boek Daniël is nie meer 'n geslote boek nie. Hoe al hierdie profesieë in Daniël voor hulle oopgaan. En hulle ontdek die 2300 aande en môres. Hulle ontdek 1844. Hulle ontdek die heiligdom. Hulle ontdek die 3 engele boodskap wat oor die aarde uitgestuur word. En watter boodskap is dit? Dis 'n boodskap in Openbaring 14 wat ons vir 'n oomblik nou 'n teks of 2 van gaan lees. Maar wat ek in my lewe ook nooit geken het nie, want ons het nooit die boek Openbaring ooit as oopgemaak op universiteit. Ek het dit nie verstaan nie. Dis wat is Openbaring
14 se 3 engele boodskap, dis die finale, laaste waarskuwingsboodskap van God aan die mense hier op aarde. Net voor die wederkoms. God se laaste waarskuwingswoorde. Kom ons lees. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan die nasies en die stamme en tale en volkere. En wat het hy gesê? En hy het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, wat? Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Nie sal kom nie, het gekom. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterfonteine gemaak het. So die eerste engel roep ons op om die Skepper God te aanbid. En hy sê, die uur van sy oordeel het gekom. Wanneer het hierdie teksverse vir die kerk van die Here, vir die kinders van die Here, vir die kinders van die hervorming oopgegaan? Wanneer het hierdie boodskap vir die eerste keer oor die aarde begin beweeg? 1844. Daar is ook 'n tweede engel en 'n derde engel. Tweede engel praat van Babylon wat geval het. En verwys eintlik na die valse kerk aan die einde van die dae, wat met valse onbybelse leerstellinge byna die hele wêreld dronk gaan maak. Die derde engel praat van die anti-christelike mag aan die einde van die dae, wat die wêreld gaan dwing om 'n merk te ontvang en sy beeld te aanbid. En Satan het geweet dat hierdie 3 engelboodskap uitgaan in 1844. Hy het geweet wat in die heiligdom in die hemel aangaan in 1844. Hoekom sê ek dit? Hoekom sê ek dit? Toe hierdie 3 engele boodskap uitgaan in 1844, kom Karl Marx en Johan Engels en hulle publiseer die kommunistiese manifest. Toe die eerste engel sê aanbid die Skepper God, toe kom die Satan en hy sê daar is geen God nie. Ateïsme word gebore. Kommunisme, ateïsme. Wanneer? 1844. Maar nie net dit nie. Charles Darwin, wat doen? Wat sy boek skrywe Origins of Species. En evolusie word gebore. Die oomblik toe die eerste engel sê aanbid die Skepper God, kom hy en sê nee, dis nie die Skepper God nie. Die mens het deur evolusie tot stand gekom. Origin of Species, wanneer? Wanneer? 1844. Wat nog? Spiritisme, kommunikasie met die dooies, die Fox Sisters, wat die eerste mense was wat op 'n verhoog die geeste van afgestorwenes opgeroep het, sodat daardie persoon hier agter hulle op die verhoog verskyn het vir die gehoor wat voor hulle sit. Kommunikasie met die dooies, spiritisme, die vinnigste groeiende beweging vandag in die wêreld. Miljoene mense word daardeur aangetrek. Wanneer was dit? 1844. My broer, my suster, ons leef in 'n baie besondere tydvak. Die begin van die ondersoekende oordeel. Die groot versoendag in die heiligdom. En volgende keer praat ons 'n bietjie met mekaar oor die ondersoekende oordeel. Wat beteken dit presies? Mag die Here ons seën. Dierbare Here, vir sommige van ons inligting wat ons miskien vir die eerste keer in ons lewe hoor, maar ek wil bid dat U dit tog deur U Gees weer 'n keer sal inplant, dat ons terug sal gaan na ons eie Bybels toe en sal seker maak dat dit wat hier gesê is in ons Bybel staan. Want U het U kinders lief, so lief, dat U vir ons wil sê, julle lewe in 'n baie besondere tyd, julle lewe aan die einde van tyd, julle lewe in 'n tyd
waarin julle julleself moet gereed maak vir daardie woord, dit is verby. Ek gaan om my kinders te gaan haal. Ons lewe in 'n tyd net voor die wederkoms, Here. En wat kan vir 'n kind van die Here belangriker hier op hierdie aarde wees, as om hom of haar voor te berei vir daardie dag. Gee dat ons dit sal doen. Asseblief, Here. Dankie dat U met ons versoen het. Amen.